Geliefdes, goeienaand. Wat 'n voorreg is dit weer eens om met u te praat. Amen. Baie het in hierdie dag gebeur, baie het plaasgevind, wat ons is aan die einde. Ons is aan die einde van nog 'n dag. En kan ons sê soos wat die lied sê, ons is deurgedra deur die storms van die lewe, is ons veilig deurgedra. Ek is vandag innig dankbaar vir hierdie geleentheid. Amen. En wanneer ek altyd op hierdie blad kom, my liewe vriende, geliefdes, is dit nie om enigeen af te breek nie, of enigeen sleg te sê nie, om enigeen in te doen nie. Nee, ek het een mandaat, en hierdie mandaat het so 1 jaar, 2 jaar terug, het ek begin met hierdie mandaat. Ek gaan 'n bietjie van my getuienis vertel, en sodat ons mense kan weet waarvanaf ek kom, wat 'n pad die Here met my gestap het. Amen. In hierdie loop, in hierdie pad, was daar baie belangrike besluite wat ek moes maak om, jy weet, my sanity te hou. U sal in hierdie getuienis sal u verstaan waarvan ek praat. Miskien gaan hierdie program wat ek normaalweg doen, ek probeer altyd maar by my program so 30 minute, 'n halfuur te hou, sodat dit nie jy weet, 'n vervelige storie raak nie. So wat ek gaan doen, as ek nou nie my testimony klaar maak nie, gaan ek dit op 'n volgende keer, wanneer ons weer by mekaar kom, gaan ons dan verder met hierdie getuienis. Geliefdes, ja, dit het gebeur, so ek gaan nou net die laaste gebeurtenis vertel vanaf 2020, en wat dan aanleiding gegee het tot my besluit om ministry vir 'n tyd te los. En jy gaan dus luister hoe ek by daai besluit gekom het. Oor 'n paar maande sal dit presies so 3 jaar wees, wat ek besluit het om eers een kant toe te staan, en aandag te gee aan myself, my familie, kinders, en so aan. Amen. Nou, hierdie getuienis is gebaseer op hierdie boek Romeine. U sal agterkom in hierdie boek van Romeine, word daar verskillende goed aangeraak. Vir argumente, daar word gepraat oor sonde, daar word gepraat oor verlossing, daar word gepraat oor groei, en soewereiniteit word daaroor gepraat, en dan ook oor dienslewering. So hierdie boek is heel wat goed uiteengesit. Amen. En so is my testimony ook, jy weet, op hierdie boek eintlik maar, so sal ek sê, gebaseer. 2020, geliefdes, begin my jaar op 'n hartseer noot. Ons familie, jy weet, van my vrou se kant af, gaan deur 'n hartseer tyd, terwyl ons moes afskeid neem van my vrou se mammie. Dit was 'n baie sad, jy weet, geval, want haar siekte was net 'n maand lank. Ek dink nie baie langer as 'n maand nie. But her mind was already made up wat sy wil doen met haar siekte toestand en hoe sy dit wil gehanteer het.
onthou dat haar eggenoot, my vrou se pa, was nou toe al reeds weggeneem, so 'n paar jaar voor haar. En haar mindset was gewees, daar's niks meer vir haar eintlik meer, of wat haar eintlik in die aarde mee vashou nie. Want haar kinders is groot, hulle almal is omtrent uitgetroud, en hulle almal het hulle eie families. En vir haar was dit maar nou net een ding, sy gaan niks doen aan haar siektes nie. Sy gaan hierdie pyn of hierdie lyding wat sy nou vir die volgende tydperk, soos wat die dokters nou voorstel, gaan sy maar nou deursit en sy gaan maar nou net wag tot wanneer haar tyd aanbreek. Weet jy, ons het nooit geweet dat die tyd so vinnig sou aanbreek nie. Because, sy was die anker van die familie. Sy het vir almal gebid. Sy het vir almal bemoedig. Die kleinkinders was van kleins af geleer, jy weet, wat het is om te dien. En jy weet, van kleins af was sy rondom hulle en sy het hulle geestelik geïnspireer. Wat hulle agterna met dit gemaak het, was op die einde van die dag hulle eie besluite, want onthou, die kinders het ook al groot geword, die kleinkinders het groot geword, en haar mind is klaar opgemaak. Jy weet, 2020, die begin van die jaar, word ons allemaal haastig en vinnig geroep, ons moet hier Wellington toe, en terwyl ons daar kom, lê Manuel nou daar op die bed, by my swaar, James hy is op die einde van die dag, heiliglik die oudste ingetrouwde swaar. Hy is ook die associate pastor by Breakthrough Restoration Church, en maar het over die laaste tyd by hulle toegebly. En sy lê daar, die familie is daar, nou hierdie sisters van die Morris familie het geweldige talent met sang. Hulle het, toe my skoonpa siek word, is ons in die hospitaal en ons moet gaan afskeid neem. Almal is onder trane. En my skoonpa praat ook al in die language van hy is besig om klaar te maak, hy is op pad uit. En hy noem die volgende ding wat hy kon gedoen het, en hy noem dit nou spesifiek vir my en my swaar, wie in die pastorale bediening staan. En hy sê vir ons, wat hy kon gedoen het hy gedoen. As niks meer vir hom wat hy nie kan doen nie. Sy tyd het aangebreek, en dit is tyd vir hom om huis toe te gaan. Maar die moment wat hierdie sisters hulle mond oopmaak en begin sing hulle die krag van God los, en die Here vul die atmosfeer, wat my skoonpa gedink het, dat dit sy laaste sou wees, so dan vir hom vir 'n volgende paar weke aan die lewe hou. Jy sien, ons kan nooit God vooruitloop nie. God se tyd is sy tyd. Hy weet presies when his time is. Maar weet jy, ons liggame sommige tye so deurtrek met pyn en jy weet ongemak, dat jy voel, okay, vanaand is dit jou laaste. Die Here het hom nou nog so 'n paar dae, paar weke, ek dink 'n week of so nog bygegee. En hier is dit nou, jy weet, my skoonma, wat ook nou gediagnoseer is, en sy is stage 4. En die Here, jy weet, doen die wonderlikste ding, wat mens net nie kan doen nie. In hierdie tyd, of sy nou pyn gehad het, of sy nie pyn gehad het, but every time you see her, was daar 'n smile op haar gesig. En al wat uit haar mond uitgekom het, was die goedheid van die Here. Dit is 2020 in die begin van die jaar. Die Here kom haal vir haar. En jy weet, ons het dan begrawe en ons het aangegaan 2020.
Was 'n moeilike tyd gewees, want weet jy wat die familie was 'n baie close familie, veral met hulle ouers en so aan. En die Here besluit otherwise each time. En maar is toe begrawe, die familie moet by mekaar skrap, hulle moet weer, jy weet, op hulle voete kom, hulle moet weer begin lewe, want nou het hulle verantwoordelikheid nie net oor man nie, maar nou het hulle verantwoordelikheid in hulle familie opsigte. En wat maar nou by alle families gebeur, wanneer daar dood is, dan is daar 'n mate van, jy weet, verskille wat tussen mekaar insypel, en jy weet, daar's nou die argument en daai argument. Maar weet jy wat, die Here was so getrou, dat die Here hierdie familie by mekaar groei, en hulle kon die seer saam deurmaak. Wat hulle gehelp het in daai tyd, was die mooi herinneringe wat hulle kon aan vashou. Amen. Al die jare studeer, ons beweeg toe aan, en ministry gaan aan. Die Here doen wonders in daai jaar. Dit was 'n snaakse jaar gewees, want weet jy wat, toe kom COVID-19. En die government sê COVID-19 is 'n baie ernstige disease. Hulle gaan nie kanse vat nie, en weer eens het die vyand weer sy hand in die paai gedruk. En hy het ons oë toegemaak, en mense toe begin maskers dra, en die government sê die kerke moet toe. Ons het van die meeste van die tyd, ek en my broer nou, wat ook nou al oorlede is, het vir die meeste van die tyd het ons kerk gehou in Igoli daai tyd. En jy weet, ons het maar nou so die polisie sometimes gedodge. Wanneer die polisie hier op Vlakkeland pad staan, dan ry ons nou deur dromedaris, en dan gaan ons nou agterom deur Bakwena om in die Igoli uit te kom. Want ons wil die werk van die Here moet aangaan. Ons weet dat hierdie 'n set is van die vyand, COVID-19, en ons gaan die werk van die Here doen. Weet jy, ons het in daai tyd in daai jy weet, daai raamwerk, of sal ek dit sê, hy venstertydperk, waarin die kerke toegemaak is en al hierdie goed, het ons geen begrafnisse gehad nie. Terwyl die mense gesterwe het by die bollings, was daar geen begrafnis in ons gemeente nie. Die Here was getrou. Die Here was getrou. En dit het weer bewys, daar's geen krag, geen gesag groter as die Here nie. Ons het gehoor gegee aan die opdrag dat ons moet so 1,5 meter van mekaar op weg sit, so het die stoel ook aan nou uit mekaar het gesit, maar die werk van die Here het aangegaan. Amen. Halleluja. Baie kerke wat hulle deure toegemaak het, en baie verskonings was daar gemaak van wat die skrif van praat. Die skrif het absoluut niks gepraat nie. Hierdie was net 'n set gewees van die vyand. En mind you, as ons die boek van Openbaring lees, dan sal ons verstaan wat die skrif sê, dat in die laaste dae sal daar pestsiektes wees. Amen. Baie sal beswyk. Halleluja. En ons het hierdie ding verstaan. En vir ons was dit belangrik, omdat ons in 'n broos gemeenskap is. 'n Gemeenskap wat deur baie goed gaan. 'n Gemeenskap wat getretter word deur armoede. 'n Gemeenskap wat met swaar kry getretter word. Jy weet, die enigste ding wat hulle doen, is om hulle sorge weg te drink. En weet jy wat, ons het gestaan op die woord van God. Gaan dan heen en maak disippels. Ons het die evangelie gepreek. Ons het nie Sondag agter toe deure gesit nie. Nee, ons het die evangelie gepreek, en ons het aangegaan met die evangelie. Amen. Ons is deur hierdie proses. Ons gaan aan die kant uit, en ons kom vir die res van die jaar, doen ons dieselfde ding. Ons doen die ding soos wat ons glo God se woord die opdrag vir ons gegee het. Amen. Halleluja. Die vyand kan nie vir ons dikteer hoe om wat te maak nie. Nee, wat, jy kan maar in die government is, en as die government, jy weet, teenstrydig is met die skrif, kan ons nie saamgaan met die verkeerd wat government wil doen nie. Nee, ons moet dan, jy weet, op ons platte van ons voete kan staan en sê, Here,
al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, gaan ek dit my nie my onheil vrees nie. Al moet ek ook ter bloede, gemartel word, gaan dit ook nie vir my stop om die evangelie te preek nie. Al moet my mond toegemaak word, gaan dit nie vir my stop nie. Amen. Ek gaan aanhou en aanhou en aanhou, want as die Here deur ten bloede gemartel was, vir hierdie evangelie, hoekom nie ek nie? Dit was ons sal ek sê ons behoudenis gewees. Ons het daarop gestaan. Ons gaan nie vir ons laat manipuleer deur 'n situasie wat deur 'n mens geskep is, deur 'n mens beplan is, en op 'n einde van die dag dit 'n geestelike ding maak nie. Nee, ons weet presies die mandaat van die vyand. Ons ken presies hoe hy opereer, en ons het aangehou met die preek en met die dienslewering van God se werk. My liewe diebares, min het ons geweet, min het ek geweet, dat ons gaan 'n tydperk ingaan, toe die verslappings nou al kom, dat die Here ander planne het, ook nog in 2020. Nou moet die bestaan, ons het nou klaar my vrou, my skoonma, my vrou se ma, begrawe vroeg in Januarie. Ons het die jaar hartseer begin. Amen. Hier breek Desember aan. My suster word siek in Woester. Amen. Sy word siek en sy is gehospitaliseer. Praise die naam van die Here. Waar ons die erns van die storie agterkom, ons is nie baie sieklike mense nie, ons is baie gesonde mense. Maar toe ons hoor sy is gehospitaliseer, toe weet ons, dit is nou nie sommer speletjies nie. En onthou, dit is nou nog in die venstertyd van COVID-19 hier teen November, Desember. Sy is gehospitaliseer. En sy is toe al 'n week binne in die hospitaal. Nee, sy is nog in die week. Sy is net toe opgeneem. Ek sê so 'n paar dae toe nou, op 'n dag of 2 dae. En ons besluit toe, nee, ons ry nou deur Woester toe. Ek sê toe vir my ma en my pa en my broer, hy sê toe, nee, hulle twee was baie close, hy en my suster. Ons is toe maar nou met my karrie deur, en ons is op pad na hierdie hospitaal toe in Woester, Ibn Donjus dink ek. Baie pragtige hospitaal. En ons kom daar. Nou is ons in die fooie. Nou ek is van dag 1 af dra ek die masker. Ek het 'n masker, kom ek verduidelik dit eerder so. Ek het nooit die masker oor my neus gesit nie, want dit het vir my sin gemaak van hoekom ek my masker oor my neus moet trek, terwyl ons geleer was op skool, by gesondheidsopvoeding, daai was nog 'n subject, ek weet nie of hulle dit nou nog het by die skole nie, dat jy asem suurstof in en jy asem suurstofdioksied uit, wat die gif is wat die liggaam glad nie wil hê nie. Nou as jy die masker oor jou neus trek, beteken dit die gifstowwe wat jy uitblaas, gaan jy nou weer inasem. En dit was my, jy weet, ek het daar besef, ek het baie goed nood gevat op skool, om nie vir my enige iets te vertel. Ek kan maar dokter ook gewees het. Wat ek geleer het in die skool, dis die ding wat eers vir my die storie gaan vertel, en wat gaan vir my op 'n einde van die dag gaan sin maak. Ek is toe, ons is toe daar, my ma se masker is heel oor die neus getrek, net onder haar bril, die bril is skoon onder wasem, die hoe sy die koolstofdioksied uitasem, en dan asem sy dit weer terug in. En my broer se masker sit ook heel bo teen die oog vas, en oor die hele gesig. My pa ook in 'n mate so ge-influence, en dat sy masker ook, jy weet, hulle het spesiale maskers gehad wat hulle gaan laat maak of gekoop het, wat geweldig groot was, en dit heeltemal die gesig toegemaak, net oor wat uitgesteek het.
En hier is ons nou by Ibn Donjus, wagtend om te sien of te kyk of ons nie vir haar kan, jy weet, kan sien of jy weet, kan luister hoe dit met haar gaan nie. Ongelukkig kon ons daai aand toe nie met haar praat nie. Ons praat saam met 'n man, my swaar, Dr. Barry Noble, en hy sê toe vir my, ja, maar ons sal nog nie kan ingaan nie, want hulle het al reeds vir haar opgeneem en sy is in 'n spesiale kamer. Die toets is ook nog nie beskikbaar om te laat ons nou kan weet wat dit is wat sy het, as dit nou die COVID-19 of wat die storie is nie. En so is ons maar nou weer terug daai aand, huis toe. Nee, ek dink ons is daar by hom om. Ons is in Woester by sy huis om. En daar 'n bietjie gesit en so aan. En ons is toe daarvan af weg. Kom huis toe. En ek sal nooit vergeet nie. Daai tyd doen ek investigations vir 'n sekere sekuriteitskompanie. En dit is die donderdag, maar die donderdag, dit is spesifiek die donderdag voor die 11de, dit is die 10de, praat ons met haar hier dit is in die aandse kant soos hierdie tyd, praat ons met haar, en haar woorde was, dat sy die next dag, soos die 11de, sou sy huis toe kom. Jy weet, en ons is maar nou weer eens bly, want hier is weer 'n bewys van dat, jy weet, as die Here jou lewe in sy hand het, is daar niks wat die mediese kan doen om dit te verander nie. En ons is excited, maar die woorde wat ons nie daar notice vat nie, is dat sy sê dat sy gaan huis toe kom, en so aan. Ons dink, nee, maar dit is na 'n tydelike huis, en ek maak nog die grap, omdat sy baie lekker gesit was, het was baie mollig, en van jongs af, maar hier teen 'n later tyd van haar lewe het sy baie meer uitgesit. En ek maak tot die grap dat as hy nou huis toe kom, as ons weer terug op pad Woester toe, en dan gaan ons sommer daai hele area plat hardloop, sodat ons beide kan gewig verloor, is nog my grap wat ek met haar maak. En sy praat ook met almal, en sy het saam met my vrou ook gepraat, en so aan. Die Vrydagoggend, ek is by die kantoor, en sy dogter, my vrou se dogter, bel toe vir my. Maar in die meantime het my swaar alreeds my pa gebel. But sy bel toe vir my, en ek is heeltemal geskok, ek is van slag af, want dit is nie die boodskap wat ek gekry het, die vorige aand nie. Die boodskap wat sy gegee het, is haar suurstoflevel het drasties verbeter, en dit is so verbeter dat die hospitaal gesê het, okay, sy kan maar nou huis toe gaan. Wat ons so die proses agterkom, nadat hierdie ding nou met haar gebeur, is dat die suurstof op die einde van die dag, die werking van haar organe, van die mense organe, so beïnvloed, dat jou hart nie die druk kan vat nie. En daai spesifieke oggend kry ek die oproep. En haar dogter sê, Anko, mami het afgestel. Dit lyk amper, ek weet nie wat ek kan doen om te gaan. Ek is onmiddellik, kom ek huis toe, want ek wil nou die boodskap oordra. Vir my ma en vir my pa, wie nou in die kamer sit, jy weet, hulle is nou al oud, en dis nog in die oggenduur, en ek kom toe by die huis, en ek sê toe vir my ma, terwyl sy nou koffie gemaak het vir my pa, en so aan, hulle sit in die kamer, hy sit op die een kant van die bed, hy het al klaar die boodskap gekry, maar hy weet nie hoe om die boodskap aan my ma oor te dra nie. Okay, dis nou my ouer suster, wat nou hier afsterwe. En ek sê toe vir mama, sit mama, papa, maar sit en so aan. Ek sê toe vir ek het nog nie goeie nuus nie. Dit is onthou, ons het nou al in die begin van die jaar begrafenis gehad van 'n geliefde.
en dit is my skoonma, en hier is ek nou alweer, staan ek nou alweer by dieselfde deur. En hierdie, ek gee toe die boodskap, ek sê, mama, Katie het nou afgesterwe, sy is nou nie meer met ons nie. Die Here het nou besluit, haar tyd in die aarde is om. Nou hierdie suster van my was 'n preaching masjien. Sy was 'n preekmasjien. Daar's baie min vroue wat die evangelie kan preek soos wat sy die evangelie gepreek het. Sy was nie bang om in die strate te hardloop en die evangelie aan mense te vertel nie. Dit was nou my suster gewees. Sy het hierdie ding gedoen omdat ons, jy weet, ons het die roepings verstaan. En hier sterwe sy nou. Nou, ek moet nou hierdie boodskap oordra en ek dra toe die boodskap oor. En my ma is heeltemal platgeslaan, want onthou so 35 plus minus 35, ek dink is amper 40 jaar, dit is al oor die 40 jaar, nou al, maar daai tyd was dit nou so iets oor die 30, so 35 jaar op die spesifieke stadium, wat my oudste broer ook afgesterf het, so dit was nou haar tweede kind, wat sy die dood afstaan, en sy begin die vraag, wat het sy dan gedoen, dat sy dit moet verduur. En die boodskap is uit, sy is huil, sy is baie hartseer, my pa sê vir my, hy het die boodskap al vanoggend gekry by my swaar, maar hy het net nie geweet hoe om die boodskap oor te dra nie, dis waarom hy nou maar gewag het tot wanneer ek kom, om die boodskap aan my ma oor te dra. En dieselfde tyd moet ek nou die boodskap aan my broer ook oordra, wie op daai stadium 'n onderwyser was, en hy sit nou by die skool, en ek moet nou hierdie boodskap aan hom oordra, sodat hy nou nie, jy weet, van skok, jy weet, sommer net in 'n rigting in haar ry nie, want hy het hy manier gehad, sodra hy 'n slegte boodskap ontvang het, sny sy hele gedagte af, en dan, jy weet, doen hy die snaakste goed, en so aan, veral agter die stuur, hy ry sommer oor rooi robots, en as hy oor die rooi robots gery, dan kom hy agter, maar yesterday, hy het nou die verkeerde ding gedoen, en ek giet nou die boodskap vir my, sê, Karel, Katie is nou afgesterf. Hulle twee was soos tweeling gewees, hy het enige tyd deur Woester toe gery, en so aan, so het hulle oor en weer gekeier. En hy is platgeslat, hy is te neergedruk. Dit is die 11de Desember, my liewe vriende, vanaf die 11de Desember, jy weet, is daar geweldige hartseer in hierdie huis. En ons as familie kom by mekaar, ons weet nie wat om te maak, jy weet, want ons hande is in 'n mate afgekap, sy is in Woester, my suster lê in Woester, en sy gaan obviously, hy kan begrawe word, en my ma so close, en sy kan nie close kry nie, want daar is sekere goed wat hulle nou nie doen, die tyd, veral met COVID nie, en sy kan net nie deel met die storie nie, en sy het nie geëet nie, sy was net nie meer, sy het net op haar afgesny, my ma het haar heeltemal afgesny. My pa was nou op die einde van die dag 'n bietjie sterker gewees, en hy het toe maar nou die dingetjies in die huis begin doen, en jy weet, ons het maar nou kos gemaak as 'n familie saam, en so het ons maar nou die week deurgegaan. Die begrafnis is klaar, voordat by die begrafnis kom, ons is die Saterdag, as ons nou deur Bellville toe, want jy weet, daar moet nog outfits gekoop word, en jy weet, die shoppings moet gedoen word, my broer sê, nou luister, hy gaan nog nie sommer alleen ry nie, hy gaan nou sommer saam ons ry, want hy wil vir hom ook 'n suit koop, vir die begrafnis. En die begrafnis sou die 20ste gewees het. Jy weet, die 20ste was eintlik 'n baie belangrike datum gewees, veral vir hom, wat my broer is, want die 20ste sou ons die tent opgesit het in Berriesdale,
en daar 'n bediening gaan plant het. Die Here bestuur dit andersom. Op die 20ste begrawe ons suster in Woester, baie hartseer tyd gewees. En die kraks van die storie, die Saterdag sukkel hy ook met, jy weet, hy voel siekerig, hy sê sy immuun is af. Onthou, in daai tydperk gaan hy ook toe deur 'n geweldige tyd met sy huwelik. En hy eet ook nie reg nie, my ma eet nie reg nie, en dit is 'n hele warboel van omstandighede. Sy system is af, en my ma se system is af, en hy voel die dag so 'n bietjie siekerig, en hy sê, hy gaan vir hom sommer so iets hier in Bellville koop. Nou daar in Bellville is glo 'n apteek, waar jy weet, antibiotikas kan koop oor die toonbank sonder 'n doktersvoorskrif. En ek sê vir hom, jong, Karel, ek weet daarmee, mens kan nie net 'n ding oor 'n toonbank koop sonder dat 'n dokter jou verwys het nie. Nou ek is van die ons wat nie sommer enige medikasie gebruik nie. Ek gebruik nie sommer enige medikasie, alvorens ek nie weet dat die dokter hom vir my voorgeskryf het, of iets wat ek nou al weet. Okay, die dokter het die ding vir my so 'n paar jaar terug voorgeskryf, en hierdie ding kan hoef nie te koop met 'n doktersvoorskrif nie. Jy kan hom sommer by die apteek gaan afhaal en so aan. Nou, so ek wat nou jy weet, allergie het, jy weet, gebruik ons maar nou allergics en al hierdie goed om jy weet, die simptome van hay fever onder beheer te hou. En hy koop nou vir hom hierdie antibiotika wat sy vrou eintlik gebruik het. Hy het dit eers gebruik nie. En hy koop toe hierdie, en hy sê, dit is net sy spulle, hy wys toe vir my die houertjie ook. En jy weet, doen toe die shoppings klaar, ons is van uit Bellville het ons Pero toe, daar het ons nou sy soet gekry, en so aan. En toe ons nou terugkom, koop iets om te eet, ons sit so op 10 die pad en ons eet. Nou normaalweg eet hy eet nie baie nie, maar hy sal altyd 'n stukkie eet. En waar ek gesien het, die ou is nie alright nie. Hy het toe klaar geëet, 'n pil gedrink, en toe weet ek, hier is iets fout. En hy slaap die hele pad uit Pero uit tot by die huis. Dis iemand wat nooit agter 'n stuurwiel slaap nie. Nog beter, hy slaap nooit in 'n karretjie. Ek het 'n paar keer die kar se stuurwiel geruk en gepluk, jy weet, laat hy kan wakker skrik. Nee, hy het net geslaap. Toe ons in die Pero kom, toe is hy nou wakker, en hy sê, joh, hy het dan nou lekker geslaap, en so aan. Maar hy voel toe af. Ek gaan net die gedeelte tot by hierdie begrafnis gaan ek vertel, en dan kom ek môre weer terug, en ek gaan aan met die getuienis, sodat u kan verstaan waar vanaf ek kom. Dit is nou al klaar 'n bietjie oor my tyd, maar kom ons kyk maar tot hoever ek hierdie gedeelte kan vertel tot en met die begrafnis. Dit is die Saterdag, die 19e, die 20ste word sy begrawe. Ons is deur Woester toe. Hy moet 'n hulteblik doen. Hy doen toe die hulteblik, maar baie swak, because sy liggaam is nie heeltemal gesond nie. My ma voel ook nie heeltemal lekker nie, en daai dag was dit verskriklik warm, en so aan. En hy doen toe die hulteblik, my ma is ons doen toe die begrafnis klaar, en sy is toe kom toe na die begrafnis huis toe. Sy gaan lê toe in my suster se dogter se kamer, en die ding wat my opval is wat sy sê, Karla, is my en jou pa, dis nou my pa, haar oupa, sy begrafnisboekies reg, is dit in plek. Daai moment, jy weet, sink dit nog nie in nie, maar jy weet, toe ons nou huis toe, dink ek, maar hoekom sal mamma nou so vra, dat sy nou op jou pad, en ons is toe deur die dag daar, sy slaap en opgestaan, en sy is toe huis toe, dan sy is toe saam met my seun, as ek nie mis, ja, sy is huis toe saam met my seun,
En ons is toe agterna, want ek moes toe agter my broer ry, want hy het nou weer 'n pil gedrink, en hy gaan net so swing oor die pad. En my suster en ons grootmaakdogter, sy is ook nog daar in die kar by hom, en hulle is nou in die kar. En ek ry maar toe nou agter, uit die woestry tot by die huis, en toe ons nou by die huis kom, sê hy voel nou 'n bietjie nog beter. Ons sit op die stoep, die 20ste. Ons sit op die stoep, en my ma sê vir my, sy gaan nou, of sy sê vir ons, sy gaan nou haar medikasie drink, en dan gaan sy slaap, en niemand moet haar wakker maak nie. Dit sink nog nie in nie. En my broer noem ek wat sy planne is vir die res van die jaar, en vir die res van volgende jaar, en sy mindset is net op die werk van die Here. Hy gaan die werk van die Here doen. Min wetend, daar gaan 'n maandag aanbreek, die 21ste. En oor hierdie maandag gaan ons môre praat, wat dan daar gebeur het. Al wat ek vir u sê, jy weet, wanneer 'n mens deur hierdie probleem gaan, of deur hierdie situasies gaan, is jou verhouding met God so belangrik, want dit is net die Here wat op die einde van die dag jou kan vertroos en versterk. En in hierdie geval duidelik was ons platgeslaan, maar ons het nie 'n keuse gehad om aan te beweeg nie. Ons praat môre weer oor wat op hierdie maandag van die 21ste plaasgevind het. Die Here seën vir u. Ons speel uit met hierdie lied, die temalied, Be Glorified, en ons kom môre weer terug, wanneer ons praat oor wat maandag, die 21ste gebeur het. Die Here seën. God bless. Amen.